Tog in Jerusalem. Ons lees Lukas 19 vers 28 tot 44. Petrus sug swaar, sy opkyk na die maanverligte berge voor hom. Daar moet ons vandag nog tot heel bo klim. Is nog donker die oggend as die groepie manne uit Jerigo vertrek op hulle laaste skof na Jerusalem. Dis 'n moeilike en gevaarlike pad wat opkronkel deur 'n onherbergsame berglandskap. Op, 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 al hoër en hoër, van die laagste stad op aarde na Jerusalem wat hoog bo in die berge lê. Jesus stap doelgerig voor en die manne moet sukkel om by te bly. Uiteindelik, laatmiddag, stap hulle al blaasend en doodmoeg oor die laaste bult. Voor hulle breek die pragtige stad Jerusalem in sy volle glorie. Hier onder hulle, laar af teen die Olyfberg, lê die dorpies Betanië en Betfage. Petrus was al 'n paar keer in Jerusalem, maar elke keer wat hy hier kom, tref die asemrowende skoonheid van die stad met sy indrukwekkende bouwerke en majestueuse muur om. Hy vee 'n ongemaklike traan uit die oog en dan kyk hy rond om seker te maak dat die ander nie sien dat hy so emosioneel aangedaan is nie. Hy hoor skaars as die meester vra dat iemand vir hom 'n donkie gaan haal. Jesus beduie vir die manne presies waar hulle die donkie sal kry, onder in die dorpie. Intussen het die nuus van Jesus se aankoms by Jerusalem die inwoners bereik en van oral begin mense stroom na waar Jesus en die manne wag vir die donkie. Petrus is alweer uit die veld geslaan, want waarom wil sy rabbi nou juis 'n donkie hê, nou dat hulle klaar gereis het? Meester, begin hy versigtig, want hy weet sommer dat hy alweer die verkeerde ding gaan vra. Meester, waarom die donkie? Ek het hom nodig, Petrus. En daarmee is die saak afgehandel, met Petrus wat steeds totaal in die duister is. Wanneer twee manne met Jesus se donkie opdaag, is daar alreeds 'n aansienlike skare baie opgewonde mense om hom saamgedrom. Wanneer Jesus die donkie wil bestyg, gooi iemand kledingstukke oor die dier se rug sodat Jesus daarop kan sit. Petrus kan nie help om te sien dat hierdie klomp mense vandag 'n soort vrolikheid in hulle het. Hulle kom nie met gewone versoeke van siekes wat genesing nodig het of besetenes wat bevry moet word nie. Hy sien 'n dringendheid in hulle. Hy hoor net so terloops iemand fluister dat hierdie Jesus koning gemaak moet word, sodat hulle van die Romeine kan bevry word. Nee, wil Petrus skree. Julle het dit verkeerd. Maar dis reeds te laat, want wat hulle teen die Olyfberg afbeweeg, begin die skare dreun sing. Loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Petrus voel hoe angs hom in die hart gryp. Besef die mense ooit wat hulle sing? Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel, dreun sing die skare voort. Dan gaan Petrus se hart amper staan
as hy die groepie woedende fariseërs aangestorm sien kom. Meneer, maak stil u volgelinge, beveel hulle Jesus. Maar Jesus antwoord hulle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Wanneer hulle naby die stadspoort kom, raak die skare rasend. Hulle wil nou vir Jesus as koning hê. Petrus kyk bekommerd in sy meester se rigting. Wat moet hy maak? Maar dan, tot sy ontsteltenis, sien hy hoe Jesus snikkend huil. Jerusalem, Jerusalem. Petrus se oë skiet vol trane as hy sien hoe dat Jesus se liggaam ruk van aandoening. As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Petrus draai om en stap 'n ander koers in. Sy hart is stikkend oor sy meester se droefheid. Hy verstaan hoe Jesus voel en hy voel so magteloos oor die mense se dwaasheid. Kan hulle dan nie insien dat die Messias vrede bring nie geweld nie? Hy het dit die afgelope 3 jaar so kennelik ervaar. Paasfees is op hande en oor 2 weke vier ons Palmsondag, die dag toe Jesus Jerusalem triomfantlik ingery het. Ons wil vir die skare skreeu om eerder stil te bly, want hulle verstaan nie wat hulle doen nie. Maar as ons mooi gaan dink, dan doen ons dikwels self wat die skare daai dag gedoen het. Hoeveel keer het ek nie al Hosanna, Hosanna gesing en dit nie werklik bedoel wat ek gesing het nie. Hoe dikwels is die lofliedere wat ons sing, maar net 'n lekker lied wat my goed laat voel, in plaas daarvan dat dit 'n aanbidding en lof vir God is. Maar dit gaan verder. Wanneer ek my 10de vir die Here of vir die kerk gee, dan voel ek goed en ek hoop heimlik dat daardie verdienstelike daad van my gaan sorg dat die Here my seën en my terugbetaal. Dikwels doen ons goeie dade om die Here se arm op daardie manier te probeer draai, om iets in ruil daarvoor te kry vir wat ons doen. Dis presies wat die mense op Palmsondag wou doen. Wanneer ek iets vir die Here doen, dan moet dit sonder voorbehoud wees. Dis reg om my 10de te gee, maar dit mag slegs wees omdat ek lief is vir die Here en omdat hy alreeds soveel vir my gedoen het. Ek leef soos wat hy wil en ek maak my lewe suiwer slegs om hom te eer en dankie te sê en nooit om iets terug te verwag nie. Kom ons bid. Here, ek bely dat ek so dikwels met die verkeerde motiewe Hosanna sing. Vergewe my en gee my asseblief die regte ingesteldheid. Amen.